Ons gaan die Bybel vanoggend oopmaak by Matteus 21 vers 1 tot 11, wat 'n baie bekende gedeelte is. En ons lees van Jesus se intog in Jerusalem. Ek lees vir julle. Die intog van Jesus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: "Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere neergesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van bome afgebreek en dit oor die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep: "Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus Jerusalem binnegaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret." Ons tema vanoggend is ons verlosser op 'n donkie. Vandag staan in die Christelike tradisie bekend as Palmsondag. En die palmtakke wat oral hier in die kerkie voor in die liturgiese area is om ons te herinner aan hierdie dag en die gees wat geheers het op hierdie baie belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. Dankie aan die persone wat gesorg het vir die takke, want dit dra by tot die feestelike en die koninklike atmosfeer wat Palmsondag eintlik vir ons wil gee. Palmsondag herdenk die geleentheid toe Jesus 'n week voor sy kruisiging Jerusalem binne gery het op 'n donkie. Ek weet nie van jou nie, maar ek verwag daarom 'n bietjie meer drama, 'n bietjie meer flair, 'n wit perd miskien, goue waantjie, trompet geskaal en daarom 'n entourage wat weet iets groot is op pad. Die koning is op pad. Ons verstaan immers dat konings titeldraers moet wees. Dat titeldraers 'n vol CV moet hê en dat hulle 'n Instagram waardige lewe moet hê. Iemand wat wen, iemand wat weet, iemand wat hulle naam in marmer laat kerf, 'n koning, 'n heerser. Maar dan kom Jesus op Palmsondag. Stadig kom hy aan oor die klippe en die stof van Jerusalem. Hy het sandale aan sy voete en hy kom op die rug van 'n donkie. En dis nie eers sy eie donkie nie, dis 'n geleende donkie. Dit voel net verkeerd. En kom ons probeer onsself inleef in hierdie gebeure, hier in en rondom Jerusalem. Dis die week voor die jaarlikse Pasga. Jode kom van oral na Jerusalem om gereed te maak vir hierdie groot fees. Hulle vier hulle vrylating uit Egipte. Hulle was slawe
en God het hulle bevry en hulle vier hulle verbintenis aan God. Hier is 'n groot stuk Joodse godsdiens wat hier plaasvind. En dis 'n godsdienstige atmosfeer wat besig is om onder die mense pos te vat. En dit alles gebeur natuurlik onder die nuwe slawerny, wat hulle nie eers besef nie. Die oorheersing deur die Romeine. En die Jode wat kom, leef met die verwagting van 'n Messias. 'n Messias wat hulle gaan kom verlos. Dit is immers die belofte wat die volk met hulle saamdra vanaf die Ou Testament en die beloftes dat 'n Messias sal kom. Want julle sien, die Jode het ook die teksvers geken wat ons as wet gelees het. Hulle het ook geweet dat hulle die gebooie moet inskerp by hulle kinders en vir hulle kinders moet vertel as hulle op pad is en as hulle gaan slaap en op hulle voorkoppe en hulle deurkusyne moet skryf. En hulle het dit gedoen want hulle het gewag vir die Messias. Maar hulle verstaan verkeerd. Nes ons baie keer verkeerd verstaan. Want God vra liefde. God vra verhouding. God beloof 'n verlosser. Hy beloof 'n liefdevolle verlossing. Hy beloof nie 'n militêre leier of 'n godsdienstige leier wat net lippetaal gaan praat nie. En Jesus en sy disippels en 'n klompie van sy volgelinge is ook op pad na Jerusalem toe. Hulle is ook op pad vir die fees van die Pasga. En net daar buite die stad gee Jesus vir 2 van sy disippels die opdrag om 'n donkie vol vir hom te gaan haal. Dan volg die presiese gebeure soos die profeet Sagaria voorspel het. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Party van die Joodse skare moes besef het dat hierdie die vervulling is van 'n profesie. Jesus kom op die rug van 'n donkie vol Jerusalem binne gery. En die skare raak opgesweep en hulle begin vertel van hierdie Jesus wat van Galilea afkom. Hierdie Jesus wat wonderwerke doen, wat siek mense gesond kan maak, wat dooie mense lewendig kan maak. Hy is presies dit wat die profete voorspel het. En die mense stroom saam. Hulle begin juig, hulle begin takke van bome pluk en dit voor hom gooi. Hulle gooi hulle klere voor hom op die grond. En hulle sing en hulle skree, Hosanna, ons verlosser het gekom. Die Messias het gekom. Want dalk iewers, sonder dat hulle dit mooi besef, wat aan die gebeur is, sonder dat hulle dit kan verwoord, besef hulle, hier is iemand en hy's anders. Wie wat dit gesien het, sou kon raai dat die laaste toneel van God se verlossingswerk voor hulle oë aan die afspeel was. Maar dan gebeur daar voor jou oë iets, terwyl Jesus Jerusalem binne ry, op die rug van 'n donkie. Dis inderdaad byna asof die klippe self begin uitroep. Die skare begin in beweging kom en kort voorlank neem die opgewondenheid hand oor hand toe. Dit word 'n massa-hysterie van mense wat God hardop loof en prys. Hulle begin sing en hulle verstaan iets van hierdie profesie, van 'n koning wat op 'n donkie ry. Die vreugdekrete word harder en die gesing van die massa terwyl hulle God loof en hulle oorklede as eerbetoon voor hom oopgooi op die pad raak meer intens.
Jesus kom Jerusalem op 'n eenvoudige wyse binne en 'n intog raak skielik 'n triomftog. Die gewone mense begin iets verstaan van Jesus se nederigheid, Jesus as dienskneg. Hulle besef dat die wet dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag baie eenvoudiger is as die nakoming van mensgemaakte wette en strenge reëls. Dis baie eenvoudig. Glo in die verlosser op die donkie. En dan kom hierdie man met sy geleende donkie. En dis presies waaroor Paasfees gaan. Matteus vertel die vreemde verhaal van God se ingrype in ons wêreld. En dis 'n verhaal wat ons as mens soms ongemaklik maak. En dit maak jou stil en verwonderd wanneer jy dit lees. Want wie sou ooit kon dink dat God die wêreld sal red op so doodgewone manier? Dit is so onopspraakwekkend. Dit is so sonder glans. Dit is so nie Instagram waardig nie. Dit is 'n doodgewone toneel wat afspeel. 'n Jong man wat op 'n geleende donkie die stowwerige strate van die stad binne ry. Wie sou vir een oomblik kon glo dat hy regtig die verlosser is? Dalk die eenvoudiges, dalk die wat stadiger van begrip is, dalk die eenvoudiges vir wie Jesus in elk geval gepreek het, die eenvoudiges saam met wie Jesus in elk geval geleef het. Want hierdie man wat op die rug van 'n donkie vul, Jerusalem binne ry, was 'n mens, maar ook God. Hy is deur sy vriende teleurgestel en hy's alleen gelaat toe hy dit die nodigste gehad het. Hy het self die diepste angs en onsekerheid en pyn beleef wat 'n mens moontlik kan beleef. Jesus was mens. En toe Jesus op 'n donkie vul Jerusalem binne ry, het hy as mens op 'n donkie gery. Om Jesus se menslikheid te ontken, sal beteken dat ons God se goddelikheid ontken. Dit is hierdie God wat ons in Jesus leer ken as mens, wat nou by ons is in die tye van ons onsekerheid en ons pyn, ons hartseer en ons angs. Dis nie 'n ander God nie. Dit is die God wat mens wees, ken en verstaan, omdat hy self as 'n mens op die rug van 'n donkie gery het. Die intog herinner ons aan Jesus se nederige dankbaarheid. Dit was die armes, die wat honger was, die wat onderdruk was, wat sleg gevoel het en uitgeskuif is, die malaatses, die krepeles, die blindes, die siekes, die kinders, die belastinggaarders, die mense wat buite die Joodse kultuur geleef het, die randfigure. Dis hulle wat Jesus se aandag geniet het. Hy het dikwels sy tyd deurgebring saam met mense op die onderste vlak van die samelewing, mense wat hulp nodig gehad het. En wanneer ons dit onthou en daaroor nadink, dan besef ons hoe gepas 'n donkie vul vir 'n koning is. Dit sê vir ons baie meer van God se hart, sy hart vol liefde, vol deernis, vol meelewing vir mense in nood. Die verlosser op die donkie het nie gekom om net die Jode te verlos nie. Hy het gekom vir die eenvoudiges. Hy het gekom vir die randfigure, maar hy het ook gekom vir my en vir jou.
En dit is wat Palmsondag so spesiaal maak. Die bewuswording dat God nie ver en vreesaanjaend is nie. Hy is nie net groot nie, hy is ook naby. Hy is nie net heilig nie, hy is bereikbaar en hy is benaderbaar. Palmsondag is nie die triomfantelike klimaks van die evangelie nie. Dis eerder die stille begin van die ommekeer wat Jesus in die volgende week gaan bring. Jesus wat opdaag waar niemand hom verwag het nie en op 'n manier wat niemand sou kies vir 'n koning nie. En dis dalk presies die punt. Jesus kom na ons toe. Ons gaan nie na hom toe nie. 'n Donkie is nie indrukwekkend nie. Dis wel 'n baie betroubare dier. Dis 'n pakdier. Dis iets wat 'n baie swaar las kan dra. En dis die tipe koning wat ons regtig nodig het. Nie een wat parades hou nie. Nie een wat van vleer en swier en goud en silwer hou nie. Maar een wat jou las saam met jou kan dra. Een wat jou swaar las ligter maak. Wat jou las vir jou dra. Een wat opdaag in die gewone. Die een wat ry op 'n donkie. Dis 'n eenvoudige, vreemde waarheid, maar dis 'n wonderlike waarheid. God kom nie na ons toe in heilige ruimtes nie. Hy kom in die ongemaklike stiltes ook. Hy kom in jou tuin na jou toe, waar jy sit en top oor jou lewe. Hy kom na jou toe in jou hospitaalkamer, waar jy wonder of jou liggaam besig is om jou te verraai. Hy kom na jou kinders toe in die klaskamer. Hy kom na jou toe wanneer jy bid en vra dat hy jou kinders en jou kleinkinders wat ver oor die water sit sal bewaar. Hy kom na jou toe in jou kantoor. Hy wag nie vir die ideale weer of die regte gebed of die perfekte atmosfeer nie. Hy ontmoet jou waar jy is, in die middel van jou seisoen, in die middel van jou chaos, in die middel van jou swakheid. Want ons dien immers 'n koning wat nie net die wêreld red nie, maar wat die wêreld wys, daar's 'n ander manier, wat die wêreld se rotine deurbreek, wat die geskiedenis verander, wat ons lewens verander. Hy kom na jou toe, nie eendag nie, nie as jy sê ek is nou reg nie, maar nou, vandag, in sy sandale, op die rug van 'n donkie, met 'n liefde wat nie bang is vir jou gebrokenheid nie, wat nie bang is vir jou vrese nie, 'n liefde wat alles omsluit, 'n liefde wat vir jou sê, jy is goed genoeg, want jy is in my eie handpalm gevorm. Daar lê 'n fyn ironie opgesluit in Palmsondag, dat die skare wat roep, Hosanna, later stil gebly het, toe die kruis opgelig is. Dieselfde mense wat geskree het, Hosanna, het 'n week later geskree, kruisig hom. Die ironie tref ons baie diep, want dit kon net sowel ons gewees het. Want ons is ook so. Ons geloof is nie altyd konsekwent nie. Ons lojaliteit is wisselvallig. Ons is vasgevang tussen hoop en vrees, liefde en selfbehoud. Maar dan in die middel van hierdie chaos van ons eie lewens, bly een ding dieselfde. God, wat op die rug van 'n donkie Jerusalem binne gery het, is steeds by jou. God se teenwoordigheid gaan nooit weg nie. En dis juis dit wat Palmsondag besonder maak, dat Jesus nie wag vir volmaakte geloof nie. Palmsondag sê vir ons, al verstaan jy nie alles nie, selfs
Al hou jou lewe nie verband met die liturgiese kalender nie. Selfs al het jy nie eers geweet, dit is vandag Palmsondag en die begin van die Heilige Week nie. Selfs al voel jy nie soos 'n goeie gelowige nie. Selfs al voel jy soos die eenvoudige vissermanne en die tollenaars en die sondaars. Dan kom die koning na jou toe. Hy wag nie vir jou om die eerste tree te gee nie. Hy kom sonder swaarde, sonder trompetgeskal. Hy kom sonder groot lawaai en vertoon. Hy kom as 'n nederige dienaar. Hy kom met sandale op 'n donkie. Hy, die verlosser van die wêreld, kom op 'n donkie en hy omferm ons, hom oor ons, oor die gebrokenis. Mag ons op Palmsondag ook spreekwoordelike takke voor die verlosser gooi. Mag ons ook Hosanna skree en jubel. Mag ons die boodskap van verlossing oordra, nie met ons monde nie, maar met ons lewens. Mag ons bewus wees van iets van die eenvoud van die evangelie, die eenvoud van God se boodskap wat sê, ek kom na jou toe. Dit maak nie saak wat met jou aan die gang is nie. Jy hoef nie beter te wees nie. Ek kom na jou toe en ek maak jou beter. Jy hoef nie eers te verstaan nie. Ek sal jou help om te verstaan. Mag ons die boodskap van verlossing oordra en uitleef. Mag ons in hierdie heilige week bewus wees van God se ongewone manier, anders as wat die wêreld verwag het, anders as wat die Jode gedink het. Ons hou by die wette, ons skryf dit op ons deurkosyne. Nee, ons skryf dit op ons harte en ons glo die man op die donkie is die verlosser wat die hele wêreld sal kom red. Amen. Getroue en genadige God, ons is diep afhanklik van U. Ons ken die wêreld waarin ons leef. Here, U ken die wêreld waarin ons leef, vol onrus, onsekerheid en gebrokenheid. Tog bly U ons rots en ons toevlug en ons vaste hoop. Here, U weet hoe maklik ons begin twyfel. Here, U weet hoe maklik ons begin dink, maar dit kan nie so maklik wees nie. Dit kan nie so eenvoudig wees nie. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat U wat net 'n mens was, ons kan kom red? Here, maar dankie dat U altyd na ons toe kom. Maak nie saak hoe deurmekaar dinge rondom ons is nie. Here, dankie dat U God Immanuel is, God by ons. Dat ons nie na U toe hoef te probeer opstyg of opvaar of groot werke hoef te doen om soos U te wees nie. U sien ons raak en U kom na ons toe. U gee altyd die eerste stap. Here Jesus Christus, ons verlosser en Here, versterk ons geloof wanneer twyfel ons oorval en vrees ons harte wil oorheers. Herinner ons aan die waarheid en die beloftes. Help ons om ons oë altyd op U gerig te hou en om nie moed te verloor nie. Gee ons die krag om getroue volgelinge van U te bly, standvastig, gehoorsaam, vol geloof, selfs wanneer dit moeilik is. Here, help ons om dienaars te wees, eenvoudige dienaars, wat nie omgee om die vuil werk te doen nie, wat nie omgee om partykeer uit te reik na mense wat ons dink dalk 'n klein bietjie onder ons waardigheid is nie. Here, U kom leer ons van nederigheid en diensbaarheid. Help ons om dit na te strewe. Help ons om soos U te wees. Vader, ons bring ook die gebroke wêreld voor U. Ons bid vir genesing waar daar seer is, vir vrede waar daar konflik is, vir hoop as mense moed verloor. Here, U weet van al die oorlog en al die gerugte van oorlog in die wêreld en hoe bang dit ons soms maak. Ons raak benoud wanneer ons sien petrol raak op. Ons raak benoud wanneer ons sien hoe duur petrol word.
Here, mag gebruik ons as die instrumente van die liefde en die genade, sodat ons die ligdraers kan wees in 'n donker, donker wêreld. Daar's soveel dinge wat ons nie verstaan nie, Here, maar dankie dat ons weet, U is en bly altyd in beheer, dat U deur alle eeue dieselfde God is. Dankie, Here, dat U ons nooit verlaat nie. Hou ons altyd naby aan U en laat ons lewens getuig van U trou. In die naam van Jesus Christus bid ons hierdie. Amen.